Broeders en susters, kom ons begin hierdie erediens deur ons afhanklikheid van die Here te erken met die woorde van Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 92. Wie sou die Here nie prys nie? Ons bely nou ons geloof. Ek sal dit hardop lees en dan spreek jy in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan nou vir ons die wet uit Eksodus 20 lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hom nie eer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hun vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling wat by jou is nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag opgestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die
land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teenoor ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n bees of 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou Psalm 38 sing, straf tog nie in ongenade my misdade. Kom ons verootmoedig ons voor die Here, o ewige God en allergenadigste Vader. Ons verootmoedig ons uit die grond van ons hart voor U hoë majesteit, waarteen ons so dikwels en gruwelik gesondig het, en ons erken dat as U met ons in die gerig wil gaan, ons niks anders as die ewige dood verdien het nie. Want behalwe dat ons deur ons erfsonde voor U onrein en ons kinders van die toring is, in sonde ontvang en ongeregtig gebore, waardeur allerhande bose liste in ons woon, wat teen U en ons naaste stry, het ons nog bovendien met die daad U gebooie dikwels en sonder ophou oortree, deur na te laat wat U ons beveel het om te doen, wat ons uitdruklik verbode was. Ons erken, en dit is ons van harte leed, dat ons almal so skape gedwaal en grootliks teen U gesondig het. Ja, ons bely tot ons vernedering en tot roem van U ontferming oor ons, dat ons sonde meer is as die hare van ons hoof, en dat ons baie skuld, Here, terwyl ons niks het om te betaal nie. Daarom is ons nie waardig om kinders genoem te word, of om ons oë op te slaan, om ons gebede voor U uit te spreek nie. Nogtans, Here God en barmhartige Vader, weet ons dat U nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom
hy wat hom bekeer en lewe, en dat u barmhartigheid oneindig is, wat u bewys aan diegene wat hulle tot u bekeer. Ons roep u van harte aan, in die vertroue dat ons middelaar Jesus Christus, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld weggeneem, en bid u om medelee met ons swakhede te hê, deur ons al ons sondes om Christus wil te vergewe. Was ons in die suiwer fontein van sy bloed, dat ons rein en wit soos sneeu mag wees. Bedek ons naaktheid met sy onskuld en geregtigheid, ter wille van die eer van die naam. Reinig ons verstand van alle blindheid en ons harte van alle moedsvol en hardnekkigheid. Here, open nou die mond van die dienaar en vul dit met die wysheid en kennis, dat die woord suiwer en vrymoedig verkondig kan word. Berei ook die harte van ons almal, sodat ons dit kan hoor, verstaan en bewaar. Skryf die wette volgens die beloftes in die tafels van ons harte, en gee ons die lus en krag om daarin te wandel, tot eer van u naam en tot stigting van u gemeente. Here, ons bid u ook om vandag saam met die gemeente van Middelburg te wees, waar hulle vandag hulle laaste erediens het. Here, u het gewil dat nog 'n kandelaar vir u uitgeblus word. Ons is swak en nietig, Here, en ons staan skuldig dat ons toelaat dat kandelare vir u uitblus. Here, gee ons gemeente die krag dat ons van krag tot krag kan gaan. Ons vra ook dat u Dominee Peter en sy gesin sal bystaan met hulle vertrek hier na ons, dat u met hulle sal wees en ons leiboek te bewaar. Ons vra ook, Here, dat u saam met ons in die dag sal wees, ons sal leiboek te bewaar, dat u ook saam met die mense sal wees wat siek is, Here, dat u saam met Stefan sal wees, dat u elkeen van ons sal bystaan as ons gebrek aan ons liggaam vind. Here, ons is swak en nietig, en ons kan al hierdie dinge net vra uit ons genadige Vader. Daarom bid ons en begeer ons in die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons geleer het om alles te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe al ons menigvuldige sondes. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons in die bose, want aan u behoort die hulp, die waarheid, Here, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou sing uit Psalm 192, die enigste troos. Amen.
Ek lees dit in die 53 vertaling, 'n bedevaartslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat ons vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gaan dit, gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyn in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy koker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyand in die poort spreek nie. Dan lees ek ook uit Johannes 14, die eerste 6 verse. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook daar kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u heen gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ons teksvers is die eerste vers van Psalm 127, 'n bedevaartslied van Salomo. Ek lees vir ons 'n preek van professor Dori Jordaan met Christus op pad na God se heiligdom. Geliefde broers en susters in die Here, 'n bedevaartslied, so word hierdie psalm genoem. 'n pelgrimslied, so is dit in die 83 vertaling. Waarskynlik so genoem, omdat een van die psalms is wat die volk gesing het op hulle reis na Jerusalem. 'n pelgrimslied, om daar te gaan bid, 'n bedevaartslied. In die oorspronklike Hebreëus heet dit die lied van die trappe. Volgens die Joodse rabbyne is dit so genoem, omdat die volk hierdie liedere nie net op pad tempel toe gesing het nie, maar ook wanneer hulle by die tempel aangekom het en die trappe na die tempel toe begin uitklim het. Dan het hulle die lied so trap vir trap gesing, met elke trap 'n nuwe reël. 'n Mens kon jou voorstel dat hulle die eerste trap klim en gesing het. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En dan die tweede trap. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. En so het hulle dan hierdie psalm trap vir trap na die tempel toe opgeklim, om die Here te ontmoet. Broers en susters, die Here het hierdie lied van die trappe laat opteken sodat gelowiges van later tye, ook ons vandag, daarmee kan opklim om die Here te ontmoet. Die digter van Psalm 127, so staan dit hier, was Salomo. Salomo, die koning van Israel, wat tot vandag te beroemd is vir groot rykdom en wysheid en geweldige prestasies. En tog, toe Salomo die pen opgeneem het, gelei deur die Heilige Gees, toe skryf hy hierdie psalm nie oor sy eie rykdom en werke nie, maar hy skryf oor die werk van die Here en hoe arm ons sonder hom is. En so die Gees van God gesorg dat hierdie psalm, sodat ons daarmee al singende oor ons rykdom in die Here na sy heilige troon kan opklim. Nou kom ons klim die trappe van Psalm 127 saam met Salomo uit. Broers en susters, die Here tegemoet. Die eerste trap. In die Here kry lewensprestasies ewigheidsbetekenis. Ons klim op die eerste trap en ons sing, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. 'n Mens kan verstaan dat Salomo sou begin sing oor bouwerk. Salomo se bouwerk was toch sy grootste prestasie. Juist die tempel in Jerusalem was sy bekendste bouwerk.
7 jaar lank het bouers daar gebou. So 'n grootse bouwerker, die koningin van Skewel, soos jy dit sien uitgeroep het, die helfte is nog nie verdaan. En nogtans, deur die Gees gelei tot nederigheid, skryf Salomo, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Te vergeefs. Dit laat ons dink aan die boek Prediker, die boek wat heel moontlik ook deur Salomo geskryf is. Alles te vergeefs, sê die Prediker oor en oor. Sonder God is alles te vergeefs. As Salomo sy grootste bouwerke sonder God ongepak het, sou dit alles te vergeefs gewees het. Te vergeefs ook die bouwerke wat ons soveel ontspanning in ons lewe oprig. Tegnologiese deurbrake, kultuurprestasies, akademiese prestasies, ekonomiese suksesse, wetenskaplike uitvindings. Sonder God loop dit niks uit nie. Is dit 'n blote gejaag na wind, is elke prestasie nikszeggend, hol en leeg. Die prestasies is daar, ja, maar vir jouself bring dit kort vreugde. Dit roep altyd maar na meer en meer. Sien nou maar die eerste keer was 'n gelukskoot. Dit lei ons in 'n onversadigbare kringloop in van net meer en meer presteer. Omdat jy uiteindelik dan vassteek by die vraag, waarom? Maar as God sy hand van seën oor jou werk sit, dan kry dit 'n blywende waarde. Dan styg die handewerk bo onsself uit. Dan kry dit ewigheidsbetekenis. Salomo skryf ook hier spesifiek van die huis wat gebou word. Met huis word nie bedoel as die huis van die Here, die tempel. Dit sluit ook elke woonhuis in. En ook die wat in die huis bly, die huisgesin. Ons huishouding, die moet op die Here berus. So nie val die gesin die lang duur daardeur. Daardie lang kommernagte waarin ons wakker lê, wat gaan tog van ons kinders word opgevang in die lied van die lieddraad. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Ons sal dit ook kon omdraai. As ek in my huisgesin op die Here gebou het, dan hoef ek nie slapelose nagte te hê nie, want ek weet, ook my kinders se lewe berus op die Here, en by hom is hulle veilig. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie. Maar later, op 'n latere trap in die Psalm, kom Salomo weer terug na die huisgesin. Ons is nou op die tweede trap. Vertrou in die Here, die beste beveiligingsmaatreël. Ons klim op die tweede trap en ons sing, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Die waarheid hiervan kan 'n mens jou goed voorstel, as jy in die oorlogtyd gedien het. Veral in die nag, as die vyand jou onverwags kan oorval. Dan bid jy, dat die Here jou ekstra oog sal gee, dat hy jou fyn sal laat hoor, en liewer nog, dat hy die vyand van jou af sal weghou. Maar dan besef jy, op jou eie, sonder die Here, is soos uitgeleer, magteloos. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Met hierdie woorde het Salomo waarskynlik baie meer in gedagte gehad as net 'n soldaat op sy wagpos. Moontlik het hy gedink aan die maatreëls wat hy self getref het om die stad Jerusalem te beskerm. In 1 Konings 9 lees ons dat hy 'n muur om die stad laat bou het en 'n fort opgerig het en 'n hele reeks versterkte stede en ook voorraadstede vir ingevalle deur die vyand beheer word. Beveiligingsmaatreëls, nie net om die stad nie, maar die hele Israel te beveilig. Maar al hierdie beveiligingsmaatreëls is te vergeefs, sê Salomo, as die Here nie sy hand daaroor hou nie. Ook al hierdie maatreëls wat landsowerhede tref. Om hierdie vers het Calvin pragtige kommentare geskryf. Hy sê dat mense wat in hoë owerheidsposisies geplaas is,
die opskerping van hierdie vers nodig het. 'n Hooggeplaaste persoon sê hy, raak so gewoond daaraan om eer te ontvang, dat hy maklik hoogmoedig raak. Kort voor lank is hy soos 'n man wat die verkyker omdraai. Sy eie poging sien hy deur 'n vergrootglas. En wat God doen, word al kleiner in sy oë. Uiteindelik raak hy so beïndruk met homself, dat hy dink hy het God nie meer nodig nie. Selfs Salomo, in al sy wysheid, was nie hierteen bestaan nie. Ons ken die droewige hoofstuk van hierdie begaafde koning se geskiedenis, hoe dit hy, om sy koninkryk te beveilig, verdrae met heidense konings gesluit het, en hulle dogters as sy vroue geneem het. Heidense dogters het in Salomo se huishouding ingekom. Ten spyte van die waarskuwings het Salomo hiermee aangehou, want hy het onaantastbaar begin voel. En uiteindelik het homself verlei om ontrou aan die Here te word. Die uiteinde, in 1 Konings 11 sê die Here van Salomo, jou koninkryk is in twee geskeur. Salomo wou op sy eie sy koninkryk beveilig, te vergeefs, want as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waag die wagter. Hierdie woorde praat natuurlik nie net met die hooggeplaaste mense nie, maar ook met elkeen van ons. Want ook ons tref allerhande maatreëls om ons toekoms te beveilig. Ons het veiligheidshekke, ons het doringdraad heininge, alarmstelsels, versekeringspolisse, beleggings. En dit is alles goed, maar hoe doen ons dit? So Salomo gedoen het, saam met ongelowiges en goddelose mense in dieselfde juk, om daarmee my loopbaan te beveilig, goeie klandisie te verseker, daardie belangrike kontrak te beklink. Broers, susters, en ek kan hierdie uitstekende voorsorgmaatreëls tref. As ons nie met die Here en sy eer rekening hou nie, is dit gedoem tot mislukking. Ons is op die derde trap. Ons werk, maar God sorg. Ons klim op die volgende trap van die Psalm en ons sing. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart eet. Hierdie woorde bring ons by elkeen se beroepslewe. Vroeg opstaan, laat opbly. Dit getuig van hardwerkendheid, en dit is tog 'n deel van 'n Christen. Maar ook al daardie ure se harde werk kan te vergeefs wees, sal te vergeefs wees, as ons dit in eie krag doen. Die bedoeling is natuurlik nie om ons leie tot leie aan te spoor nie, inteendeel, maar die Psalm leer ons hier om in ons werk elke dag op die Here te vertrou. En dit is so, broers en susters, dat ons in hierdie opsig leiding nodig het. Want ons raak verward as ons sien dat die goddelose mense dikwels baie sukses in sy beroep het, terwyl die gelowige om teen mislukkings vasloop. Salomo se pa, koning Dawid, het hom in sy psalm soms hieroor verknies. Net nou, of ons het dit Psalm 38 gesing, maar die vyand leef pragtig, altyd magtig en in hoog verhewe staat. As ek dan bid en werk en tog misluk, hoe moet ek dit verstaan? Op hierdie trap sing die Psalm die antwoord uit. Net so goed gee hy aan sy beminde in die slaap. Dit kan ook vertaal word, want so sal hy slaap gee aan sy beminde. God gee aan sy bemindes, dit is aan die van hulle wat hom lief het, die gelowiges, aan hulle sal hy slaap gee. Daarmee sê hy, as jy heel dag hard gewerk het, kan jy aan die einde van die dag met gemoedsrus gaan slaap, sonder om jou te kwel oor sukses of nie. Jy kan gaan slaap met die sekerheid in jou hart. Ek werk, maar God sorg. Of ek môre weer werk,
hang nie van vandag se sukses of mislukkings af nie. Nee, ek werk en hou aan werk, omdat ek in God se diens staan. En as ek vandag misluk het, as vandag vir my 'n dooie verlies was, dan onthou ek, God gee, en hy gee nooit te min vir sy dienaars nie. Jawel, hy beproef ons soms. Hy laat ons soms brood van smarte eet, soos ons in die Psalm gehoor het. Deesdae is brood van smarte vir ons mense nie meer snaaks nie. Elke maand is die gordels nouer getrek. Al staan ek nog vroeër op, al werk ek nog later. Ons lewensstandaard bly daal. Ons moet leer om met al minder en minder klaar te kom. Maar dan mag ons nie moedeloos word nie. Dan mag ons nie in die dwaasheid verval om sonder die Here te probeer verder gaan nie. Nee, juis dan besef ons hoe nodig ons hom het. En ons voel sy nabyheid nog meer as voorheen. Want ons besef, dit is die Here wat nou met my aan die werk is. Hy beproef my. Hy beproef ons, maar nooit meer as dit ons kan verduur nie, sê apostel Paulus in 1 Korintiërs 10. God beproef om ons te berei, om ons tyd te maak, skryf apostel Jakobus. So ons kan maar aanhou vroeg opstaan en laat aanhou werk. God sal sorg. Ons kan daarmee saam maar net bid. Miskien die gebed van Moses in Psalm 90 bevestig die werk van ons hande, o Here. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Ons is op die 4de trappie. God gee aan ouers en kinders, aan mekaar, soos hy weet goed is. Wanneer ons die volgende trap bestyg, sing ons, kyk, ons seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Hiermee verskuif ons terug na die huisgesin, ouers en kinders. Kinders is 'n erfdeel van die Here, sê die Psalm. Dit wil sê, God gee kinders aan elke egpaar soos hy goed dink. Kinders is 'n beloning van die Here. Nie in die sin van vergoeding nie, maar as 'n genadegawe. God gee kinders soos hy wil. Hiermee moet ons dan baie kinderlose egpare al dikwels ook geworstel. Dink maar aan Abraham en Sarah, aan Hanna en Elisabeth. Maar die ouers wat wel kinders van die Here ontvang, natuurlike en ook aanneem kinders, word in hierdie psalmvers herinner. Hierdie kind of kinders het God ons gegee. Hulle is die erfdeel wat ons van die Here ontvang het. Hierdie waarheid is belangrik om te onthou, broers en susters. Veral as die moeilike kleuter jou teen die muur wil uitdryf. Of wanneer tienerstype jou huis binneval, met 'n lawaaierige musiek en deurmekaar kamer, met onaanvaarbare modes en vreemde haarstyle, wat jou op 'n moeilike dag laat sug, waarom kon ek nie 'n makkind gekry het nie? Op sulke dae moet ons weer Psalm 127 lees. Hierdie kind is my erfdeel van die Here, 'n gawe, 'n genadegawe wat hy vir my gee. En God maak nooit 'n fout nie. Hierdie kind het hy gemaak om by ons as ouers te pas. Juis met hierdie kind leer hy my iets van die vaderliefde wat hy vir my het. Van die geduld en lankmoedigheid wat ek dikwels van hom verg. Van die verdraagsaamheid wat hy dikwels met my moet hê. En wanneer dit nodig is, die tugtiging wat hy my moet gee, juis omdat hy my lief het. Maar ophou sorg? Nooit. Sy beskerming wegneem? Nimmer. En altyd aanhou lief hê. Net so mag ouers nooit traag of nalatig word om vir hulle kinders te sorg nie. En omgekeerd, leer hierdie psalm ook hoe kinders oor hulle ouers moet dink. Kinders, in hierdie psalm leer die Here ons dat hy ons elkeen
net die regte ouers gee. Ouers wat hy in sy wysheid weet, by jou pas. Jy en jou ouers pas by mekaar, en jy sê dit nie wil, al wil jy dit dalk nie glo nie. God het julle vir mekaar gegee, en hy maak nooit 'n fout nie. Jou maat se ouers lyk dalk vir jou baie ouliker, baie geduldiger, minder verkram, nie so streng en eng nie. Daar kan jou maat se ouers meer leksere bekostig, meer en dierder geskenke vir hulle kinders koop. Maar daardie ouers is nie vir jou bedoel nie. Die ouers wat jy het die Here vir jou gegee. En vir jou is hulle die beste ouers. Want God gee nie die beste. Probeer daarom om jou ouers aan jou ouers dink as 'n geskenk wat die Here jou gegee het. Probeer begryp. Probeer verdra, probeer saamwerk. Maar weet een ding, jou ouers sal nooit ophou lief hê nie, net soos God se liefde nooit ophou nie. En hulle sal vir jou bly sorg, soos God vir ons sorg. En God het jou as kind aan jou ouers gegee, nie om hulle hartseer te maak nie, maar om hulle bly te maak. Salomo vergelyk dit met 'n koker vol pyle. Soos pyle in die hand van 'n held, soos die seuns van die jeug, sê in vers 4. Daarmee sê hy, kinders is so skietgoed, wat hulle ouers verdedig. Veral as die ouers oud en weerloos raak, is kinders daar om hulle ouers te versorg en beskerm. Salomo gebruik die voorbeeld van 'n man wat met sy vyand in die poort spreek. Daardie dae in die stadspoort was die plek waar mense destyds hulle onderlinge geskille moes gaan uitsorteer. As jy nou daar in die stadspoort alleen aangekom het, en jou vinger alleen teen jou vyand moes gaan verdedig, was jou kans om skraal. Maar as 'n man daar opgedaag het, met die hele klomp fris seuns agter hom, dan het sy vyand 2 keer gedink, voordat hy hierdie ou sou aanvat. Dan is seuns soos pyle in die hand van 'n held. Dit is juist teen hierdie agtergrond, dat Salomo in die Psalm aan mekaar van seuns praat. Nie omdat dogters nie belangrik is nie, maar omdat dit die seuns was, wat hulle vader in sy grysheid daar in die stadspoort kan kom bystaan. Die bedoeling is dat ouers altyd en oral moet kan reken op hulle kinders se hulp en bystand. Seuns en dogters, elke kind is vir ouers, veral op hulle ou dag, 'n gawe van die Here. Ons kom by die 5de trap, met Christus tot in die heilige teenwoordigheid van God. En so kom ons van die bopunt van die tempeltrappe, in die heilige teenwoordigheid van God. En ons besef, om tot hier te kom, was nie uit eie krag nie. Ja, dit is die Here wat ons daar moet bring. Hoe doen hy dit? As ons na die Nuwe Testament, deur die Nuwe Testament blaai, dan spel hy dit vir ons uit. In Jesus Christus. God het sy seun in die wêreld gestuur, sodat hy die weg na God toe kan wees. In Johannes 14 het ons net nog gelees, dat Jesus self sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Mense probeer dikwels hulle eie paadjie na God toe uitdink. Ons ook. Ek het Christus en kerk nie nodig nie. Los my. My godsdiens en my saligheid is my saak. Maar leer Psalm 127 ons eeue vooruit, as die Here die weg nie voorsien nie, te vergeefs dat ons eie weë bedink. Die weg van God voorsien in die enigste ware weg. Daarom sê Jesus, kom na my toe. In die Ou Testament het God aan Israel 'n voorskou gegee. Om by God te kom, moes Israel na die tempel toe gaan.
Tot tyd en wyl Christus sou kom, was die tempel die teken van God dat hy by sy volk is. Die tempel was die Immanuel teken van die Ou Testament. Daarom is dit vir Israel so belangrik om gereeld met 'n pelgrimstog na die tempel toe te gaan. Elke bedevaart van die Ou Testament en elke bedevaartslied vir die volk gesing het vorentoe gewys na die Christus wat sou kom. Want toe Jesus kom, was hy die ware Immanuel, die werklike God met ons. Hy is die ware weg, die enigste weg na God. En die tempel, ja, die tempel in Jerusalem se werk was van toe af verby. Want in Christus word dit duidelik. God se heiligdom is nie werklik in Jerusalem nie. Sy heiligdom is sy hemelse heiligdom. Aan die Samaritaanse vrou sê in Johannes 4 vers 21, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie meer in Jerusalem sal bou nie. Hy sal aanbid nie. En daardie tyd is nou. Nou dat Christus gekom het, nou gaan ons nie meer Jerusalem toe, na die tempel toe, om by God uit te kom nie. Ons gaan na Christus toe. Hy is die enigste weg na God toe. En die bedevaartslied, ons bedevaartslied is nou die geloof in Jesus Christus, dat ons in die hart dra en met die mond bely. So word Jesus die leidsman van ons bedevaart na God toe. Jesus Christus neem dus elkeen van ons aan die hand en hy lei ons as ware trap vir trap na God sy hemelse heiligdom tot in die allerheiligste teenwoordigheid van God. Dit kan hy doen op grond van wat hy vir ons verwerf het. Toe hy daardie geweldige Vrydag op Golgotha ons sondeskuld op hom geneem het en daarvoor betaal het. Tot hy op die punt was waar hy uitgeroep het, dit is volbring. Toe is ons voor God rein verklaar. Toe het die voorhangsel van die tempel in twee geskeur. Die pad na God was oop. Die Heilige Christus het die pad vir ons oopgemaak. In Hebreërs 10 hoor ons, deur sy bloed het Jesus vir ons 'n nuwe weg deur die voorhangsel gebaan. Ons het dus nou vrye toegang tot die heiligdom van God. En daar staan geskrywe, laat ons dan toetree met vrymoedigheid en met volle geloofssekerheid. Daarom, broers en susters, lê jou geloofshand in die hand van Jesus Christus. Gaan met hom na God toe. In hom het ons almal vrymoedigheid. Met hom kom ons tot in die binneste heiligdom van God. Ewig, altyd. Deur hom sal ons God sien. Amen. Ons gaan nou die 266, ons Vader wat woon in die hemel sing.
versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind is rondom jou, want ek beskerm jou, ek is moeg aan jou, want ek wil jou graag sien, ek is binne jou, ek lei jou deur my heilige gees, die seën van God die ewig sal verewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra, versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Verhef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. En die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.